In hierdie nuwe dag groet ek vir jou in die naam van Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker. Hartlik welkom, liewe vriende, by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. My bede is dat die Here ons almal vanmôre deur sy woord sal toerus en ons harte sal open deur die Heilige Gees se werk. Dankie dat u by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is nog besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 12 vers 1 tot 6. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Johannes, broeder en suster, het 'n deel van hierdie visioen van Jesus Christus 2 tekens in die hemel gesien. In die eerste plek 'n vrou wat op die punt was om 'n kind te kry, en in die tweede plek het hy 'n draak met 7 koppe en 10 horings in die hemel gesien. Die vrou is simbool van God se getroue volgelinge, die kerk, alle ware kinders van die Here, wat getrou op die Messias gewag het. Die 12 sterre op haar kop stel simbolies die heerskappy voor en is 'n sinspeling op die 12 stamme van Israel. Die kind wat gebore word is 'n simbool van Jesus, die seun van God. Die bose koning Herodes het probeer om hom dood te maak toe hy net gebore is, volgens Matteus hoofstuk 2. Herodes, wat die nuwe koning as 'n bedreiging beskou het, is deur die Satan self, die rooi draak, aangespoor. Die Satan wou Jesus Christus hier op aarde vernietig. Die hemelse gebeure van Openbaring 12 toon duidelik dat Jesus se geboorte op die dorpie Bethlehem kosmiese betekenis gehad het. Die tweede teken wat Johannes in ons teks sien, is die van die draak met 12 koppe. Hy is vuurrooi en hy het 'n derde van die sterre van die hemel saam met hom gesleep. Hierdie rooi draak is simbolies van die Satan self. Die 7 koppe dui op die gewaande verstandelike krag wat hy gehad het. Die 7 krone dui op al die aardse koninkryke waaroor hy sou heers. En 'n derde van die sterre wat Johannes hiervan praat, dui op die feit dat 'n derde van die engele agter hom aangegaan het, in opstand teen God gekom het en uit die hemel gewerp is, volgens die boek van Judas. Ons lees in ons teks dat die draak hierdie kind wou vernietig. Die Satan wou Jesus Christus vernietig, maar hy het na die woestyn toe gevlug, en daar het God hom beskerm, net soos God al sy kinders elke dag beskerm. Die Here sal nooit toelaat dat die Satan of enige ander bose mag sy kinders skade aandoen of geestelik tot nadeel is nie. Die woestyn is simbolies die woonplek van die gelowiges, want daar sorg God vir hulle, omdat daar uit die omgewing geen hulp kan kom nie. Die 1260 dae of 3,5 jaar is net so lank as wat die dier toegelaat is
om oor die aarde te heers, volgens hoofstuk 13 vers 5. Dit is ook die tyd wat die ongelowiges toegelaat is om die heilige stad te vertrap. Dit verwys simbolies na die tyd van vervolging vir alle ware Christene. Dis egter steeds 'n tyd van triomf, omdat God vir sy eie mense intree. Broeder en suster, daar is 'n stryd aan die gang in die wêreld waarin ek en jy woon. Die Satan wil kinders van die Here en die kerk van Jesus Christus verwoes. En hy sal alles in sy vermoë doen om dit te probeer regkry. Ons troos vandag is dat ons wat vrygekoop is deur die bloed van Jesus, ons wat heilig is en kinders van die lewende God, sal triomfeer en sal deur God self beskerm word. Ons moenie moedeloos word in 'n wêreld waardeur ons moet gaan en in tye wanneer ons baie swaar kry nie. God hou self sy kerk in stand, te vergeefs die helse woede. Kom ons loof die Here vir wie hy is, dat ons lewens in sy hande is, en dat hy sal seker maak dat ons sal triomfeer en oorwin, en eendag by hom sal wees. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons in 'n nuwe dag U naam kan aanroep in gebed. Ons is so dankbaar vir alles wat U vir ons doen en beteken, dat U ons God is, dat U ons lewe in U hande hou, en dat U self U kerk en die gelowiges in stand hou. Here, dankie vir U woord. Bevestig U woord in ons harte tot geloofsversterking. Vergewe uit genade al ons vermenigvuldige sonde, werk in ons harte deur die Heilige Gees, en dankie Here, dat ons altyd op U kan vertrou, en dat ons 'n pad van oorwinning saam met U loop. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.